George. Ek is George van 3 Minute Kerk en ek vertrou dat hierdie boodskap vandag vir jou van groot seën sal wees. Dat die Here jou sal help en dat die Here sal jou krag gee, want jy is die geseënde van die Here. Geseënde van die Here. Ons is hier vandag by die strand in Jeffreys Bay en soos jy kan sien het die son nog nie opgekom nie. Die son gaan binne die volgende paar minute daar oor die horison uitkom. En dis so lekker om te weet dat die Here maak 'n nuwe dag. Dink jy kan amen daarop sê? Sê 'n bietjie amen, glo 'n bietjie in die Here, vertrou 'n bietjie op die Here. Weet jy wat, dis 'n voorreg om die Here te ken. Hy het jou wakker gemaak vir hierdie doel. Sy woord is wakker oor jou om jou te seën, om jou te beskerm, om jou te bewaar, om sy guns aan jou te gee. Sy oog deurkruis die hele aarde om elke een vir jou ook te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Ek weet dit vandag, ek is opgewonde vandag oor die woord van die Here, oor wat die Here vir ons doen, wat die Here vir ons beplan, want die Here is vir ons goed. En ek wil vandag met jou praat oor 'n beginsel wat soveel mense, ek wil eintlik sê, 'n stok in hulle speke druk. Dit veroorsaak soveel skade in hulle lewe. En die boodskap wat ek titel is die einde van jou eie krag. Die einde van jou eie krag. Want wanneer jou einde van jou eie krag is, kan God se krag, God se seën, God se antwoord, God se voorsiening vir jou deurbreek. En kom ek sê dit vir jou, kom ek vertrou jou, kom ek aktiveer vandag jou geloof en sê vir jou, Jesus Christus is genoeg. Jesus is die antwoord, Jesus is die oplossing. Hy is ons antwoord in hierdie situasie. Jou deurbraak is hier. Luister vandag na hierdie boodskap, luister na die beginsels en jy sal agterkom dat die laaste een wat ek met jou gaan bespreek, gaan jou lewe radikaal verander. En as jy die vermoë het, as jy kan, sal jy nie hierdie boodskap ook vir iemand anders stuur wat dit nodig het nie. Kom ons maak 'n verskil vir die werk van die Here. Ons gaan praat oor die einde van jou krag. Waarom jou wilskrag jou so dikwels in die steek laat en hoe die oorgang na God se beloftes, God se plan, God se verbond, God se genade in jou lewe vrystel. Hy gee vir jou die krag en hy gee vir jou die sterkte. Het jy al ooit gevoel asof jy vasgevang is in 'n eindelose sirkel? Absolute eindelose sirkel. Dis asof mens heel dag om die berg gaan. Jy beloof jouself en vir God dat hierdie keer is die laaste keer wat jy gaan val. Hierdie is die laaste keer wat jy gaan struikel. Hierdie is die laaste keer wat jy gaan kwaad word. Hierdie is die laaste keer wat jy 'n verkeerde besluit in jou lewe gaan neem. Jy doen dit met soveel opregtheid. Jy sê dis 'n laaste keer. Jy pak dit aan met nuwe moed, met 'n bietjie wilskrag wat jy in jou binneste ergens hier opdiep. Net om 1 week, 1 dag, dalk nie eers 'n uur later, jouself te bevind dat jy op 'n erger plek is, op 'n slegter plek is nie, asof jy heeltemal uitmekaar uitgeval het. Dit is wat gebeur. Net 'n paar ure is jy weer in 'n situasie van mislukking en jy kom daar te lande. Nou ja, die skuldgevoel brand in 'n ou se bors wanneer jy dit doen. Die vyand fluister aakligste leuns in jou lewe en hy sê, jy sal nooit verander nie. Jy sal nooit God behaag nie. God is so moeg en siek en sat vir jou al op hierdie stadium. En jy is mos maar net iemand wat altyd voorgee asof jy 'n ware Christen is. Jy sal dit nooit kan maak nie. Hierdie leuns skreeu die duiwel in ons ore wanneer ons in ons eie krag probeer optree. Hy het 'n plan om ons te vernietig. Maar as dit jou storie is, wil ek vandag vir jou sê, haal so 'n bietjie diep asem. Haal diep asem, want hierdie boodskap gaan jou wys dat daar is 'n pad, wat nie net terugkom na dieselfde ding nie, nie net weer elke dag dieselfde probleem is nie, maar dat vandag vir jou die oorwinning kan wees, dat jy vandag 'n nuwe begin kan maak, dat jy vandag die deurbraak kan kry en nooit weer hoef terug te kyk nie, dat jy sal die seën van die Here ervaar, die voorsiening van die Here elke dag, dat jy sal weet dat die beloftes van die Here is ja en amen, laat die guns van die Here oor jou sal spoel, dat jou beker sal oorloop, laat jou vooruitgang en jou agteruit geseënd sal wees, want jy is die geseënde van die Here. Ja, daar is mense en jy kan daardie persoon wees wat so geseënd is en die krag van die Here so kan ervaar. Maar weet wat doen die duiwel? Die duiwel wil vir jou sê,
Jy moet meer moeite doen, meer dissiplineer, harder werk, meer pogings aanwend van jouself af. Jy moet jou eie ek aanwend, sodat daar 'n verskil kan kom. Nou hier is my antwoord vandag vir jou. Hierdie boodskap is nie hier vir nog wette, nog dissipline, nog dinge, nog veroordeling nie. Hierdie boodskap is 'n boodskap van genade, wat jou gaan wys hoe dat God van sy kant af 'n verskil in jou lewe maak. Kom ek bid saam met jou. Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vandag so saam te wees in die naam van die Here. Dat ons vandag U kan vertrou, dat ons U kan eer, dat ons kan weet, Here, U beloftes is ja en amen, dat ons kan weet, U het ons geseën met elke geestelike seëning in Christus Jesus. Dat ons vandag kan verklaar, Here, dat ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus, en dat U vir ons vandag die oorwinning behaal. Dat U vandag vir ons die krag gee, dat U vandag vir ons die sterkte gee en die deurbrag gee, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil vandag vir jou bid, dat die Here jou 'n hart sal gee om te kan glo, ore sal kan gee om te kan hoor, en oë kan gee om te kan sien, wat die Here kan doen in jou lewe. Dis wat God kan doen. God doen dit. Jy weet, daar's 'n oomblik in ons lewens, wanneer ons as sukkelaars, mense wat dinge in ons eie pogings probeer doen, wanneer ons die realiteit in die gesig moet staar, wanneer ons moet besef, ons kan nie, maar net Jesus kan. En dit is so 'n groot ding wat ek nou vir jou wil sê. Ek en jy kan nie, net Jesus kan. Jesus is ons bron en ons sterkte. Jy weet, die meeste programme, die meeste preke, die meeste dinge oor herstel sê altyd, 'n mens moet erken dat jy nie kan nie, dat jy net nie goed genoeg is nie. En dit is waar, dis waar. Maar ek is nie hier om vandag vir jou te sê, jy is nie goed genoeg nie. Ek is daar om vandag vir jou te sê, daar is 'n groter stap agter hierdie beginsel. Wanneer ek en jy tot die einde van onsself kom, wanneer ons die ou eie ek, die ek wat altyd in beheer wil wees, kan neerlê, dan kan ons die plan van die Here in besit neem. Dan kan ons word die geregtigheid van Jesus Christus. Dan kan ons begin besef dat die Here werk die plan. Die Here veg vir ons. Die Here breek vir ons deur. Die Here is die een wat ons kan bewaar van struikeling. Die Here gee vir ons die uitkoms. Die Here voorsien na die rykdom van sy genade in Christus Jesus. Dit is wat gebeur wanneer ek en jy hierdie saak kan sien. Dis hoe ons aan die einde van ons eie krag kom. Ons kom nie daar in 'n moedelose situasie waar ons geen hoop meer oor het nie. Ons kom op 'n plek waar ons dit in die hande van die lewende God plaas. Ons sit dit in die hande van die skepper van die heelal. Hy wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan in Jesus se naam. Ekskuus tog. Daar is vandag groot seën om te kan glo in die werk van die Here. Daar is groot seën vandag om jou oog reg te kry. Weet jy dat die Bybel sê, wanneer die oog van 'n mens reg is, sal sy hele liggaam verlig wees? Maar as sy oog verkeerd is alles duisternis. Die Bybel sê, die Here se oog deurkruis die aarde, om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. So 'n mens se oog in jou hart moet op die regte plek wees. Daardie plek moet wees Jesus Christus. Die Bybel sê, ons oog is gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Dis waar ons oog moet wees. Die Bybel sê, as jou oog jou pla, dan moet jy dit uitkap. En hy praat nie daarvan letterlik nie. Hy sê, as jou oog jou pla, moet jy daardie rigting, daardie saak waarna jy kyk, moet jy stop en jy moet jou oog op die regte plek sit. Baie mense bid in hulle lewe. Baie mense vra, ek kry baie gebedsversoeke, en alwaaroor hulle praat is hulle siekte, hulle probleme, hulle pyn en hulle klagtes, en dis waaroor hulle bid. Dis nie waaroor 'n mens moet bid nie. Waaroor jy moet bid is die oplossing. Jy moet bid dat Jesus Christus is die antwoord, dat Jesus Christus vernuwe ons denke. Die Here sê hy vernuwe ons harte en hy maak die oog van ons verstand verlig hy, en hy gee vir ons krag en hy gee vir ons sterkte. Ons kan nie net bid, Here maak my gesond nie. Ons moet bid, Here dankie dat U vir my gesondheid stuur. Ek kan nie sê, Here ek bid, ek het pyn nie.
Jy kan vir die Here sê vandag, Here, U bring vir my oorwinning, U bring vir my deurbraak, U bring vir my genesing, U bring vir my krag. My oog moet op die regte plek wees. My gesprek, my spreektaal moet praat wat ek glo, nie wat ek sien nie. Nie deur wandel nie. Die Bybel sê, ek moet nie wandel deur wat ek sien nie, maar deur wat ek glo. So my oog moet op die regte plek wees. Baie mense se oog is net op die verkeerde dinge, op al die feite en die omstandighede, waar jy eintlik sê, ja, ek wil vir jou sê, dis is wat regtig gebeur, kan jy dit nie sien nie? Kan jy nie sien wat gebeur nie? Nee, ek kan sien, maar ek kan sien dat God is groter. Ek kan sien dat God kan skep. Ek kan sien dat God die dinge kan roep wat nie kan bestaan nie, asof dit bestaan. Ek kan sien dat God ons klein breintjies kan bypass en vir ons die grootste, mooiste wonderwerke kan gee wat daar ooit in die lewe is. Ek kan sien dat die Here die onmoontlike moontlik kan maak. Ek sien dit met my oog, maar dan moet ek kom op die plek waar ek my eie planne, my eie sig, my eie visie, my eie dinge neerlê en my visie op die lewende God plaas. Hy wat in staat is om die mooiste dinge te kan maak. Hier sit ek en jy. Op hierdie oomblik staan ek en jy hier by die see. So elke nou en dan moet ek wegduik hierso vir die golwe wat my wil oorspoel hierso. En ek wil vandag vir jou sê, die golwe kom. Die seën van die Here kom. Wie kan keer as die Here wil seën? Binne 'n paar oomblikke sal jy sien dat die son deurbreek vandag. Weet jy wat? Daar's 'n nuwe dag vir jou. Daar's 'n nuwe oorwinning vandag vir jou. Glo dit. Vat dit. Maak dit deel van jou lewe. Jy hoef nie meer in die stryd van jou eie self, jou eie sirkel van mislukkings te wees, jou eie pogings wat nooit sal uitwerk nie, jou eie effort wat dit nie eenvoudig nie sal maak nie. God is nie beïndruk met jou eie effort nie. Hy's beïndruk met jou geloof in die onfaalbare woord van die Here Jesus Christus. Hy gee vir jou krag en hy gee vir jou sterkte. Ek wil gou vir jou iets sê. As jy wil verstaan hoe mens aan die einde van jouself kom, jou einde van jou eie ek kom, dan moet ek jou vat na die berg Sinaï toe, daar waar die Israeliete die wet ontvang het. Kom ek gee vir jou net 'n bietjie agtergrond en ek wil vir jou sê, jy kan kies, tussen my en jou kan jy kies, wat 'n soort lewe wil jy leef? Jy sien, die Israeliete was vasgevang in slawerny. Hulle kon niks gedoen nie, hulle was geslaan elke dag. Hulle was elke dag gemartel gewees. En toe kom God, en hy stuur vir Moses, wat 'n tipe van Christus is. En hy stuur vir Moses na die volk toe en hy sê vir die Farao, en hy sê, laat my volk trek. Baie belangrik, stap 1, trek. Trek weg van hierdie slawerny gedagte, slawerny lewe, slawerny dinge. Kyk hoe mooi breek die son nou daardeur. Daar begin die son nou skyn oor ons lewens. So sê hy vir Moses. En hy sê, kyk, ek wil nou vir jou sê, ek wil hê die volk moet trek. Uiteindelik kom die Here en hy laat die volk trek deur magtige wonderwerke. Hy stuur pla, hy stuur wonderwerke, hy laat die volk trek, hy stuur vir hulle in die woestyn, water, kwartels, manna, hulle klere sluit nie eers nie, daar is veiligheid, hulle word beskerm vir dae en dae aan mekaar, is daar genade oor hulle, onverdienstelike guns, die barmhartigheid van die Here, die hart van God, die liefde van die Here, maak hulle toe en hulle beskerm hulle. Maar daar's 'n probleem in hierdie Israeliete se lewe, daar's 'n probleem. Hulle oog is nie op die Here nie. Hulle oog is op daardie ou lewe. En ek het dit so baie keer al gesien, hoekom mense nie deurbreek nie, is hulle kyk na die Here, maar die oomblik as daar 'n deurbraak is, dan kyk hulle terug na hulle ou lewe. Dan begin hulle weer hulle lewe inrig volgens hulle vorige lewensplanne. En die Bybel sê vir ons, Paulus sê, jy weet, hy praat van die hoereerders en die egbrekers en al daardie skandelike dinge. En dan sê hy, ons is dit nie meer nie, want ons het ons laat afwas. Ons het ons laat afwas. Dis ek en jy. En dis wat gebeur het met hierdie Israeliete. Hulle is afgewas deur die bloed. Hulle is afgewas deur die verlossing. Hulle is afgewas deur die plan van die Here. Dis wat gebeur het. Die Here is 'n wonderwerkende God. Maar wat doen hierdie Israeliete? Hulle begin murmureer. Dis nou 'n groot woord. Hulle begin kla. Ja, dit werk nie uit nie. Ja, die Here kom nie vir hulle deur nie. Ja, hierdie Moses doen nie sy ding nie. Ja, ek kan nie hom vertrou nie. Ja, ek weet nie of dit so werk nie. Ek dink ons moet teruggaan na die vleispotte van Egipte toe. Ek dink ek moet maar eerder weer probeer op my eie. Ek moet maar weer probeer om dinge in my eie hande te neem. Hierdie plan kom nie vinnig genoeg deur nie. Hierdie oplossing is nie daar nie. My jene, hierdie volk was honderde jare in gevangenis.
Nou is hulle maar 'n paar weke in die woestyn saam met God. Nou verloor hulle moed. Hulle gee God nie 'n kans dat die genade kan groei nie. Hulle gee nie die kans dat God se plan kan beweeg nie. Hulle plant nie die woord van die Here in goeie grond nie. En as gevolg daarvan val hulle en struikel hulle in murmurering. Jy kan gerus die boek Hebreërs gaan lees. En jy sal sien dat die Bybel praat baie ernstig oor hierdie murmurering. Want wanneer ons so klaar teen die planne van die Here, so klaar teen die oplossings wat die Here beplan, dan is daar groot probleme vir ons deurbrake. Groot probleme. Maar wanneer ons vashou aan die woord van die Here, kom daar groot seëninge en groot genesing en groot deurbrake wat ons as mens nie kan eers sê nie. Wat in die hart van ons nie opgekom het nie, wat die mens nie bedink het nie, wat die Here nie eens in jou lewe wat jy ooit gedink het nie, wat die Here vir jou sal doen. Hy is die God van die deurbraak. Maar nou kom hierdie Israeliete en hulle begin planne op hulle eie maak. Hulle maak sommer planne om Moses dood te maak. Hulle maak sommer planne om teen God te draai. Hulle murmureer en kla en sê dis nie goed genoeg nie. Hulle wil dinge op hulle eie manier gedoen hê. Hulle wil dit hulle manier gedoen word. En daar kom die berg Sinaï. En op die berg Sinaï kom die wet. En toe die wet kom, toe sê hierdie volk 'n baie interessante ding. Hulle sê ons sal doen. Ons sal doen. Dis eintlik hierdie woorde ek sal doen. Hier kan ons maar toets met hierdie wet. Hier kan hierdie 10 gebooie vir ons gee. En hier kan ons toets. En ek sal doen. Ek sal my moeite doen. En hierdie mensdom, ek wil amper sê die domheid van die mens, draai hulle rug op die genade van die Here en hulle vat die wet. En hulle begin hulle eie pogings aanwend, hulle eie planne, hulle probeer hulle eie dinge doen. En binne 'n paar dae is God nie meer die genadige God nie. Daar's vuur, daar's die berg brand. Daar is allerlei dinge wat gebeur, verskriklike goeters. Die volk begin bewe. Allerlei dinge gebeur, maar kyk wat doen die volk? Ja, hulle doen hulle eie ding. Hulle maak hulle eie planne. Kyk wat doen hulle? Hulle maak vir hulle self 'n kalf. En hulle aanbid hierdie kalf. Hulle het nou net vir God gesê hulle sal doen wat God sê. Maar nou maak hulle vir hulle kalf. En dit is so waar van ek en jy. Ons maak so maklik vir ons eie kalf. 'n Kalf van ons eie manier, ons eie gewoontes, ons eie voorsiening, ons eie planne, ons eie maniere wat ons maar dink, dit is die enigste manier hoe dit gaan werk. En daarom wil ek vandag vir jou sê, dis wat met hulle gebeur. Nou sê die boek Hebreërs, hy sê ons moet nie in dieselfde struik val as hierdie mense nie. Ons moet nie dieselfde besluite neem as hulle nie. Ons moet tot die einde van onsself kom. Ons moet God begin vertrou. Ons moet begin sê, Here, U is my bron. U is my antwoord. Is Jesus genoeg? Hy is genoeg. Hy is genoeg vir jou vandag. En hy wil vandag vir jou deurbreek. Hy wil 'n kragtige ding vir jou doen. So is jy nie dalk vandag gereed om op die plek te kom en te sê, ek lê my eie self neer nie. My eie ek, my eie planne, my eie pogings, my eie redenasies. Ek lê dit neer. Ek ervaar en aanvaar dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Ek aanvaar dit nie net eenvoudig as 'n situasie van 'n oorweging nie. Ek aanvaar dit as die enigste plan, die enigste oplossing. Hy wat by magte is om my van struikeling te bewaar. Hy wat saam met die versoeking vir my die uitkoms gee. Hy wat genesing bring. Hy wat herstel bring. Hy wat sy seën deur sy Heilige Gees in jou bevestig en vir jou vrede gee en kalmte gee. Hy wat jou lei na waters waar rus toe. Hy wat jou siel verkoop. Kan jy vrede maak met sy plan? Kan jy vandag sê dat hy is die enigste oplossing en hy is die enigste een waarop jy sal fokus? Kan jy vandag sê, ek gaan nie nog weer in my eie krag, my eie vermoë, die dinge van ek sal wys, ek sal 'n poging aanwend nie. Want jy sien hierdie ek sal, plaas jou in werklikheid onder 'n binding van selfpoging. En selfpoging kan God nie beïndruk nie. Net geloof in die werk van Jesus Christus. Geloof wat sê, ek werk vanuit die plan van God uit, die plan wat die Here vir jou het. En wat is die plan van die Here? Hebreërs sê dit, Jeremia verklaar dit, hy sê dis hoopvolle planne, dis planne van verlossing, dis planne van ewige koningskap en vrede, dis planne van herstel,
in elke saak. Skryf in die Bybel dat ons saai in verderflikheid, maar ons maai in onverderflikheid. Ons kry die hart van God, ons kry die sin van Christus, ons beweeg in die hart en die planne van die Here. Ons kyk dinge anderste, ons sien dinge anderste, ons beweeg in ander dinge, want in hom leef ons, bestaan ons en is ons. Die Heilige Gees werk God se plan in ons lewe. Hy openbaar Jesus se hart van genade en barmhartigheid. En as jy dit kan doen vandag, kom tot die einde van jouself en sê vir die Here, net U wil geskied. Vader, ek bid nou in Jesus naam, dat U vandag op 'n besondere wyse, Here, ons sal help om tot die einde van ons eie self, ons eie ek, ons eie planne te kom. Here, vergewe ons waar ons so gekla het en gemurmureer het en heeltyd vir U gesê het, U is nie goed genoeg nie. Here, vandag verklaar ons, U is goed genoeg. Ons kom nederig na U toe en ons vra, Here, help ons om dit te glo, help ons om dit te sien. Help ons, Here, om hierdie pad te loop. Ek vra dit vandag in alle nederigheid, in Jesus se naam. Amen, and God bless. Baie dankie dat jy saam met my hier was, dat jy saam met my kon gesien het hoe die son vandag opgekom het. En ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy saam met my in 3 minute kerk is. As jy wil betrokke raak by ons, is jy baie welkom om die werk van die Here te ondersteun. Jy kan inskakel, jy kan ons 3 minute dagstukkies luister. Die besonderhede is hier op die boodskap. En vir julle wat die werk van die Here finansiëel ondersteun, baie dankie dat julle dit kan doen. Ek waardeer dit. Dit is so spesiaal. Baie dankie. Ek wil uit my harte sê dankie vir mense wat inkoop, wat se hande oop is vir die werk van die Here. Julle is kampioene vir God. Ek waardeer dit so ontsettend. Ek wil jou graag seën vandag. Mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees in Jesus naam. Amen and God bless.